vertrou dat ons tyd vandag vir jou saam goed sal wees, soos wat ons saam na die skrif luister en verken hoe ons God kan toelaat om ons te vervul deur sy Gees. Ons lees saam uit Efesiërs 5. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Vandag staan ons stil by iets wat dalk eenvoudig klink, maar wat die Gees gebruik om ons lewe te vul en te vorm. En dis geestelike vriendskap, geloofsgemeenskap, waar die woord van God gehoor, gedeel en beleef word. Luister weer na hierdie sin Efesiërs 5 vers 19. Hy sê, praat met mekaar, deur psalms, lofgesange, geestelike liedere. Nou wat 'n interessante manier om 'n geesvervulde lewe te beskryf. Dis nie deur uiterlike prestasies nie, nie deur dramatiese manifestasies nie, maar deur gesprek, deur hoe ons met mekaar praat, en meer nog deur watter woorde ons kies om te gebruik. Nou hierdie teks herinner ons daaraan dat die Gees nie net in die geheime plekke van gebed plaasvind nie, maar ook in die oop plekke van geestelike vriendskap, in die alledaagse werklikhede van mense wat saam is, in die onvolmaaktheid van gesprek, ook in die raak sien van mekaar. Dis in die deel van geloofswoorde en eerlike vrae. Nou wanneer jy met iemand gesels en iets van die skrif kom natuurlik in die gesprek na vore, dalk 'n teksvers of herinnering aan wie God is, dan gebeur daar iets. Dis nie net 'n gesprek nie, dis 'n ontmoeting. En in daardie ontmoeting is God se Gees teenwoordig. Want die Gees leef waar mense in waarheid en in liefde met mekaar praat. Maar die waarheid en die realiteit is, ons is gemaak vir mekaar. Niemand van ons is gemaak om in isolasie op ons eie te leef nie. En tog het is so dat ons trek onsself so maklik terug van mekaar. Dalk is dit omdat jy seer gekry het. Dalk is jy skaam, dalk is jy net te moeg. Maar dis die Gees wat ons terugnooi na mekaar toe. Want soos die skrif sê, waar 2 of meer in sy naam by mekaar is, daar is hy teenwoordig. Daar gebeur iets wat nie sou gebeur as ons alleen is nie. Nou in ons wêreld is daar baie gesprekke, baie geselskap, maar baie min ware, diep gesprekke. Daar's dikwels baie opinies, min wysheid, baie geraas, maar min spasies om werklik te luister en gehoor te word. En is juis in hierdie landskap dat Paulus ons nooi om anders te wees, om 'n gemeenskap te bou en te leef wat nie oppervlakkig is nie, wat nie net oor ons werk of oor ons bekommernisse praat nie, maar wat gebou is op geloof, op die skrif, op waarheid, op die teenwoordigheid van die Here in ons lewe. Nou met iemand te praat deur 'n psalm of 'n loflied is nie net om te sing nie, dis om die taal van God se koninkryk in jou daaglikse lewe in te bring. En dis om nie net te kla oor of om kommentaar te lewer nie, maar om hoop te plant, om geloof te spreek, om mekaar te bemoedig. Dis om die atmosfeer van 'n plek te verander deur die woorde wat jy kies om te gebruik. So wanneer iemand jou vra, hoe gaan dit regtig met jou? Bly jy lank genoeg stil om te luister? As jy dit doen, dan bou jy 'n brug. Wanneer jy iets deel van wie God is uit sy woord of 'n belofte, as dit nie net 'n kliseë of 'n maklike antwoord is nie, maar iets wat jy self beleef het, dan plant jy 'n saad. En die Gees is altyd naby waar saad van waarheid geplant word. So ek wonder wanneer laas in jou lewe het jy 'n gesprek gehad wat vir jou werklik lewegewend was. Jy gaan dalk nie die gesprek onthou woord vir woord nie, maar jy gaan onthou hoe jy gevoel het, gesien, gehoor en gewaardeer. En is in sulke ontmoetings wat jy iets van God se liefde proe. Kyk, as ons maar net dink aan Jesus. Dink aan hoe dikwels hy met mense een op een ontmoet het. Daar was die vrou by die put, Nikodemus in die nag, die disippels, op die pad na Emmaus.
Jesus se bediening was nie net tot groot skares en preke nie, maar het was ook in elke daagse gesprekke, eerlike gesprekke, waar mense verander is. Nou die disippels op die Emmauspad het eers nie besef dat dit Jesus is wat saam met hulle stap nie. Maar toe hulle later terugkyk, het hulle vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons gepraat het op die pad nie. En so werk God se Gees vandag ook, in gesprekke op die pad, in ons stories, in vrae, die eenvoudige deel van die lewe, maar ook van luister. Gemeenskap wat deur die Gees vervul is, moet ons ook vir mekaar sê, is nie perfek nie, maar is eg. Is gebou op die wete dat ons net mekaar nodig. En dat die Gees nie net in my werk nie, maar ook in jou. Dat ons mekaar kan help om God se stem te hoor. Soms praat hy deur 'n vriend se eenvoudige woorde. Soms deur iemand se emosie, se trane, se lag, is alles heilige grond. En so wil ek jou aanmoedig en nooi om vandag 'n ruimte vir ontmoeting te skep. Waar kan jy die eerste een wees? Om 'n gesprek oop te maak, deur diep te luister. En dan vir die Here te vra om jou te help onthou dat hierdie persoon wat voor jou staan, is 'n geliefde van God. En soos wat jy luister na daai persoon, gaan na hulle wêreld toe. Luister werklik. Wees teenwoordig en wees oop en stil en laat die Gees toe om ook jou te lei in jou antwoord. Mag jy in daai ontmoeting God raak sien. Kom ons aanbid saam. Here, dankie dat U nie net in ons eie gebede en ons eie stilte werk nie, maar ook in ons ontmoetings met ander. Dankie dat U ons gemaak het vir mekaar om saam te glo, saam te vra, saam te bid, maar ook saam te hoop. Here, help ons vandag om luisterende harte te hê. Help ons om 'n sagte antwoord te gee en diep te bewus te wees van U wat by ons is. Here, lei ons om vandag ander aan te raak deur ons woorde van hoop, geloof en liefde. Here, help ons om bewus te wees van U teenwoordigheid in elke spasie en ruimte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.